wil graag die vraag antwoord, net 'n geestelike trooster, net 'n geestelike trooster, en ek verwys na predikante, na mense wat geroep is deur die Here om voltyds in diens van Jesus Christus te staan. Is ons net geestelike troosters? Jy hoef maar net na die gemeenskap onmiddellik rondom jou te kyk, om te weet dat mense onder die donker mag van sonde leef. Maar dit is nie net in die gemeenskap rondom ons nie. Binne in ons gemeentes is daar goeie mense, mense wat regtig soek na hulp, maar nog steeds vasgevang bly in die een of ander sonde, en jou wilskrag is nie genoeg om jou vry te maak nie. En al draai jy hoeveel keer weg van 'n sonde af, en vra jy oor en oor vergifnis vir dieselfde ding, as jy weer kyk, doen jy dit maar weer. Kom ons sê, jy's 'n verslaafde, elke keer wat jy soek voor die versoeking, bely jy dit met trane voor die Here, en jy neem 'n wilsbesluit, ek gaan dit nooit weer doen nie. 'n week later, en jy's presies waar jy was. En nou begin jy skuldig voel, omdat jy so oor en oor na die Here toe kom, om vergifnis te vra vir dieselfde ding. Sal God my nog ernstig opneem? Want as ek dit bedoel het, dan sou ek mos opgehou het daarmee. Maar hier is ek nou alweer met dieselfde ding voor die Here. Dit is soos wat Paulus in Romeine 7 vers 15 skryf. Hy sê, ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. En dit bring my by my dilemma. My dilemma as iemand wie die Here geroep het, om vir hom te werk. Iemand wat gesalf is, 'n gesalfde van die Here, iemand wat in diens staan van Jesus Christus. Hier's my dilemma. Hoe help ek jou? Wat sê ek vir jou as jy in 'n gat van depressie is, om jou vry te maak van daardie depressie? Is ek as 'n dienskneg van Jesus Christus dan magteloos om jou te help? Wat van mense wat siek is? Wat sê ek vir jou as ek jou besoek in die hospitaal? Ek weet dit doen jou goed om jou predikant te sien. Maar hoe help ek jou met meer as net 'n paar troostwoorde en 'n kort gebed dat die Here by jou sal wees? Is ek as 'n dienskneg van Jesus Christus dan magteloos om jou te help? Omdat ons, en ek praat van ons predikante, so bitter graag ons mense wil help, het baie van ons sielkunde begin leer, en my eie navorsing in sielkunde stel my vandag in staat om ons gemeentelede op sielkundige vlak redelik goed te kan bystaan. Maar jy moet weet dat in die sielkunde beweeg hulle weg van woorde soos bekering en sonde. Die verslaafde hoef nie tot bekering te kom nie, hoef nie sonde te bely nie. Nee, die verslaafde het 'n breinsiekte en moet gehelp word om gesond te word. En so word my dienste as 'n gesalfde van die Here oorbodig. Mense het nou dokters en sielkundiges nodig.
En die gesalfde van die Here moet hom net streng by die abstrakte geestelike dimensie van die mens bepaal. Die liggaamlike dimensie en die sielkundige dimensie, dit is die terrein van die dokter en van die sielkundige. Maar kom ons wees eerlik. Meeste mense word nie regtig gehelp deur 'n sielkundige of 'n psigiater nie. Hele aantal jare terug het daar 'n reeks artikels in die Amerikaanse sielkunde tydskrif Psychology Today verskyn, wat die vraag vra, is al die geld wat mense op sielkundiges spandeer, dit werd? Want, sê hierdie artikel, of een van hierdie artikels, just about as many patients, approximately 1/3, got better who had no treatment, as those who had undergone extensive psychoanalysis. Aan die einde van die dag is dit die psigiater of sielkundige se diagnose en dikwels die pilletjie wat voorgeskryf word wat darm tot 'n mate help. Maar vat dit die toestand waaraan jy ly regtig weg? Dis die vraag. Baie gelowiges beskou mediese dokters as die alfa en die omega van genesing. En tog weet ek nie van een enkele rugoperasie wat 100% suksesvol was nie. Dalk is daar sulke operasies, dalk weet jy van iemand wie se operasie 100% suksesvol was, maar ek, Johan, weet nie van so iemand wat deur 'n rugoperasie is en dit was 100% suksesvol nie. My eie ma het deur haar lewe iets soos 3, ek dink 4 heupvervangings ondergaan. Sy is vandag diep in die 70's en nog steeds loop sy mank. Watter dokter kan 'n kankerpasiënt permanent, hoeveel dokters kan iemand wat kom ons sê 'n stadium 4 kanker het, permanent genees van daardie kanker met die middele wat tot hulle beskikking is? En dit bring my by die vraag, dit is nie gekant teen dokters en sielkundiges nie, hoegenaamd nie. Maar dit bring my by die vraag, wat is die werklike toestand van die mens? Wat is die werklike toestand van die mens? Die kondisie waarin die mens is. En is daar hulp in die evangelie van Jesus Christus? Eerstens, daar is so iets soos erfsonde. Daar was 'n oersonde gepleeg deur Adam en Eva. En van Adam en Eva af word 'n sondige toestand van geslag tot geslag oorgeerf. En al het die pasgebore babietjie nog nie gesondig nie, word hy of sy gebore as 'n gebroke mens met 'n geneigtheid tot sonde. Ons almal word gebore met 'n wond, as ek daardie analogie kan gebruik. Ons almal word gebore met 'n wond wat uiteindelik boosaardig word. Vader Francis McNutt sê, we are all wounded. Our wills don't always have the power to change. Our minds are confused. Our emotions can enslave us. And we are strangely moved by unreasoning impulses. So eerstens, daar is
boosheid binne in ons. Jy sal onthou dat iemand na Jesus toe kom en vir hom sê, goeie meester. En Jesus se antwoord sê vir ons alles. Hoekom sê jy vir my goeie meester? Niemand is goed nie. Daar is net een wat goed is en dit is God self. Daar is geen mens, hoe goed jy ook al is, hoe wonderlik jy ook al is, wat nie ook binne in ons iets van 'n boosheid, 'n stuk boosheid binne in ons het nie, 'n boosaardigheid wat binne in ons is nie. Maar daardie boosaardigheid binne in ons is nie net in ons nie, daar is ook boosheid rondom ons. Ons hoor wat Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 12. Hy sê, vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. So, om vir jou op te som, daar's boosheid binne in ons, en daar's boosheid rondom ons. En dit maak dat ek en jy gebroke mense is, met 'n geneigtheid tot sonde, 'n geneigtheid wat ek nie met my wilskrag kan oorkom nie. Ons is gebroke mense en ons leef in 'n gebroke wêreld. En dit bring my by die vraag, want in so 'n wêreld is daar lyding, is daar pyn. En dit bring my by die vraag oor God se wil en ons lyding. Die briljante Russiese skrywer en filosoof Dostojewski, in sy boek The Brothers Karamazov, is daar 'n hoofkarakter, sy hoofkarakter is Ivan, en Ivan sien, hy is die hoofkarakter in hierdie boek, en hy sien hoe kinders, onskuldige kinders, die bitterste lyding deurgaan. Hy sien kinders wat ly. En die vraag, wat het hulle gedoen om dit te verdien? En dan verwerp Ivan die idee van 'n liefdevolle en 'n regverdige God. Jy sien, dis die plek waar baie ateïste gemaak word. Is mense sien onskuldige kinders wat ly, mense wat niks gedoen het wat dit noodwendig verdien nie, maar wat ly, en die vinger word dan na God toe gewys. Hoe kan hy liefdevol wees? Hoe kan daar 'n liefdevolle, regverdige God wees? Dis die geboorteplek van ateïsme, onder andere. En Ivan wil sy kaartjie na hierdie wêreld toe teruggee. As ek en jy reis na 'n ander land toe, dan koop ons 'n kaartjie. Hy wil sy kaartjie na hierdie wêreld toe teruggee. Hy stel nie belang in hierdie wêreld nie, want hierdie wêreld word gebou op lyding en op wreedheid. Ja, dit is inderdaad die boosaardige wêreld waarin ons leef. En ja, dit is so, dat die Here onse God in sy wysheid en in sy almag ons lyding en ons siekte kan gebruik, in diens kan neem, en dit selfs ten goeie kan laat meewerk. Maar om te sê dat lyding, smart, pyn, siekte, die dood, dat al hierdie goed is God se wil, is om God se karakter te skend. Dis om God se karakter te skend. Ons sal beter doen as ons sê dat die bose sit agter al die pyn, al die seer, al die lyding, al die smart, al die dood, en dat God saam met ons is in die stryd, aan ons kant is in die stryd teen die bose. En die duidelikste plek waar ons dit sien,
is in Jesus Christus aan die kruis. Daar waar hy ons boosheid, ons sonde op hom geneem het, in ons plek gesterf het en ons lyding en siekte en dood oorwin het, deur triomferend uit die doodheid op te staan. Baie belangrik dat jy dit sal besef. So, hier is wat die Bybel ons leer. Luister mooi. Sonde het hierdie wêreld 'n ongeneeslike wond toegedien. En deur sonde word alles in hierdie wêreld besmet. En deur sonde het die bose mag gekry oor ons wêreld. En is vanuit hierdie toestand wat al die smart en lyding en pyn en dood kom. En ons wilskrag kan ons nie uit dit uitred nie. Ons ontwikkeling, evolusie, ons kan nie uit dit uit ontwikkel nie. Daar's nie 'n manier waarop ons deur middel van ons sielkundige ontwikkeling, ons mediese ontwikkeling, ons tegnologiese ontwikkeling, ons self uit hierdie kondisie uit kan ontwikkel nie. Dat daar iewers iemand gaan wees wat iets gaan ontdek wat ons lewe sal gee, dat ons nooit weer sal sterwe nie en alle kwale kan genees. Daar bestaan nie so iets nie. En dit gaan ook nie gebeur nie. En dit bring my by die Here Jesus Christus. En wat ek nou vir jou gaan sê oor Jesus, staan alles in die teken van sy kruisiging en sy opstanding. Sy hele bediening, prolepties, voor die kruis en sy opstanding staan alreeds in die teken van hy wat sy lewe vir ons afgelê het aan die kruis en namens ons uit die doodheid opgestaan het. So sy hele bediening voor die kruis en na die kruis vloei vanuit sy kruisiging en sy opstanding. Maar nou wil ek hê jy moet baie mooi hoor. Is verstommend hoe dat mense na Jesus toe gestroom het. Hulle het na hom toe gestroom. Soveel so dat hy soms maniere moes vind om te ontsnap, net om te kan bid. Mense het hom oorval. Ons lees byvoorbeeld in Markus 3 vers 10, want hy, Jesus, het baie gesond gemaak. Hier's die sleutel. Hy het baie gesond gemaak, sodat almal wat vol kwale was, op hom toegeloop het, om aan hom te raak. Hy is oorval deur mense, omdat hulle wat na hom toe gekom het, wat na Christus toe gekom het, genees is en vrygemaak is. En dit sal ons goed doen om nie skrifgedeeltes soos hierdie simbolies te probeer verklaar, dat Jesus mense se verhouding met God genees het nie, en dat dit hier geïmpliseer word nie. Dit sal ons goed doen om die teks te aanvaar presies soos wat dit vir ons hier gegee word, dat mense wat fisiese kwale gehad het, werklike siektes gehad het, mense wat gebind was deur verslawing of deur demoniese magte in of deur Jesus Christus vrygemaak is en genees is. Die toestand van die mens as gevolg van sonde en gebrokenheid word in Christus se heerskappy wat aanbreek opgehef. Daar breek genesing en heling vir mense aan. En mense het dit gesien en hulle het hom toegeloop, hulle het hom oorstroom. En ons lees dat daar krag in Jesus was, gewerk het, wat mense genees het. Ons lees in Lukas hoofstuk 5 vers 17, wat sê, die krag van die Here het in
hom, dis in Jesus gewerk om mense te genees. En dan in Handelinge 10 vers 38 word Jesus se hele aardse bediening vir ons opgesom met hierdie woorde: hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen en almal wat onder die mag van die duiwel was, genees, omdat God met hom was. Let op die woorde. Hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Daar's 'n krag wat in Jesus gewerk het. Die Gees van God, die Heilige Gees, wat soos 'n duif op Jesus neergedaal het na sy dood, het hom toegerus met krag, het 'n krag in hom geword. Hy, die gesalfde van die Here, met die salwing van die Heilige Gees op hom. Daardie krag wat in hom gewerk het, is die krag wat die mense gesond gemaak het, genees het, vrygemaak het, en nuwe lewe gegee het, kettinge gebreek het, demone uitgedryf het. En hier is die punt waarby ek wil uitkom. Hierdie bediening het nie gestop by die Here Jesus. Jesus dra hierdie bediening oor aan sy kerk. Ons is agente van die koninkryk van God. Ons staan in diens van Yeshua HaMashiach, Jesus die gesalfde, Jesus Christus, Jesus die gesalfde een, die een wat deur God gesalf is as koning, met mag en gesag om die werke van die bose oor mense se lewens te breek. Ons lees in Lukas 9 vers 1 tot 2. Jesus het die 12 bymekaar geroep en aan hulle mag en gesag oor alle demone gegee en om siektes te genees. Jy moet onthou, die 12 wat hiervan gepraat word, is die 12 apostels. Jesus is die hoeksteen, met Jesus as die hoeksteen, en die 12 apostels as die fondasie, verrys die kerk as die liggaam van Christus, as die gebou van God, 'n heilige tempel in hierdie wêreld. Petrus wat skryf en sê, dat ons na hom, die lewende klip, toe moet kom en toelaat om soos lewende, om as lewende klippe opgebou te word tot 'n geestelike huis, 'n tempel waar geestelike offers aan God gebring word. Die punt is dat die kerk word gebou op die 12 disippels en met Jesus as hoeksteen en die bediening van Jesus en die bediening wat Jesus aan die 12 oorgedra het om hulle mag te gee en gesag te gee oor demone en oor siektes is oorgedra aan die apostels en is sodoende oorgedra aan die kerk van die Here Jesus Christus. Julle sal krag ontvang, sê Jesus, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. In Lukas 24 sê vir sy disippels, wag in Jerusalem, totdat julle bekleë is met krag. Krag uit die hoogte. Ek wil vir jou sê, vandag, toe ek bediening toegegaan het, besluit het om vir die Here te gaan werk, het ek nooit gedroom oor om net 'n geestelike trooster te wees. Om net 'n seremoniële funksie te vervul, om mense beter te laat voel nie. Om net jou hand te kom vashou, sodat jy daarom nie alleen in jou lyding is nie. Ek het gedroom
van 'n bediening waar ek toegerus word met die krag van Yeshua HaMashiach, Jesus die gesalfde een, dieselfde krag wat op hom gerus het, dieselfde Heilige Gees, dat dit ook op my sal rus en ander soos ek, sodat ons in die naam van Jesus diensknegte van Jesus Christus kan wees in hierdie wêreld, waardeur genesing kan kom, slawe vrygemaak word, kettinge verbreek kan word, en mense vrygemaak kan word in oorwinning. Nee, ons is nie net geestelike troosters nie. Ons is toegerus met die krag van die Gees. Ons is gesalfdes van die Here. En is tyd dat gelowiges weer begin glo in die evangelie en die krag van die evangelie wat gedemonstreer kan word deur die gesalfdes van die Here. Mag die Here by jou wees. Amen.